Ons luister vanoggend na die Here se woord uit Prediker 3. Ons gaan voort met ons behandeling van die boek Prediker. Prediker 3 gaan ons saam lees van vers 16 tot vers 22. En ons fokus is dan in die besonder op vers 17 en 18 van Prediker 3. En dan gaan ons ook uit Psalm 82 saam lees, om ons skrifgedeelte ook te belig. Kom ons luister nou eers saam na die Here se woord, Prediker 3 van vers 16 af. Verder het ek ook gesien onder die son, die plek van die gereg. Daar was onreg, en die plek van geregtigheid, daar was onreg. Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulle self vee is. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle almal het dieselfde asem, en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie. Want alles is te vergeefs. Alles gaan na een plek toe, alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde? So het ek dan gesien, dat daar niks beters is, as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel, want wie sal hom daartoe bring, dat hy kan sien wat na hom sal wees. Prediker 3 lees ons tot sover, en dan Psalm 82 vers 1 tot 7. 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode, hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Doen reg aan die swakke en die wees, gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie, hulle loop rond in duisternis, al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het erfbesit van al die nasies. As hierdie Psalm praat van die gode, dan gaan dit oor owerstes, konings, hooggeplaastes. Ons fokusverse in Prediker 3, vers 17 en 18. Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulle self vee is. Geliefde gemeente, die feit dat God die wêreld oordeel is te gelyk vir die regverdige 'n geweldige troos en vir die goddelose 'n geweldige verskrikking. Die oordeele van die Here is immers die manier waarop hy met die onreg in die wêreld afreken. Hy laat die sonde nie ongestraf bly nie. En die Prediker bring ons in ons skrifgedeelte voor hierdie onomstootbare feit. Ons het verlede keer gehoor hoe die Prediker ons bring voor die feit van God se beskikking. Vir alles onder die hemel is daar 'n vasgestelde tyd. En ons het ook gehoor dat die Here se weë vir ons te hoog is. Ons kan sy werke nie van begin tot einde uitvind nie. Die Here wil ons leer dat hy soewerein oor die tyd regeer, sodat ons moet vrees voor sy aangesig. En nou in die lig van God se heerskappy kyk die Prediker weer na die lewe onder die son. En hy sien boosheid, ongeregtigheid en dood. Maar op 'n wonderbaarlike manier kry hy dit nog steeds reg om op die einde tot 'n positiewe gevolgtrekking te kom. Maar ons hoor dan eers in die Prediker se besinning van die feit van God se oordeel.
Hoor weer vers 16 van ons skrifgedeelte. Verder het ek ook gesien onder die son die plek van die gereg, daar was onreg, en die plek van geregtigheid, daar was onreg. Tot op hede het die prediker oor die algemeen sy aandag bepaal by die nietigheid van die lewe onder die son. Hy het gesoek na die sin van alle dinge, maar sonder om God in berekening te bring. En nou kyk hy na die lewe onder die son en hy sien 'n nuwe probleem waarby hy nog nie stil gestaan het nie. Hy sien die onreg. Hy sien met ander woorde dat daar afgewyk word van dit wat reg is. Mense verdraai dit wat goed en mooi en edel is. Hulle wyk af van die standaard van God se goeie wet. Maar nou is die swaarigheid van ons skrifgedeelte dat hierdie onreg juis gevind word in die plek van gereg en geregtigheid. Daar is in die wêreld instellings wat ten doel het om reg en geregtigheid te handhaaf. Die owerheid is as ware 'n instelling van God wat ten doel het om reg en geregtigheid te handhaaf, wat ten doel het om boosheid te werk in die samelewing. Die woordjie wat in hierdie vers met gereg vertaal is, gaan juis oor regverdige regering. En die woordjie wat met geregtigheid vertaal is, gaan juis oor die getrouheid aan 'n bepaalde standaard. Die plek van die gereg is dan juis die posisie waaruit die owerhede oordeel en regeer. En in die tyd van ons skrifgedeelte kon dit dalk tipies die paleis van koning Salomo gewees het. Dit sou in die Ou Testamentiese tyd ook veral die stadspoorte kon gewees het. Regsake is daarin hanteer soos in 'n soort hof. Dit is dus plekke waarmee die kerk van ouds regspraak en regsake sou assosieer. Selfs die tempel kon in 'n sekere sin beskryf word as 'n plek van geregtigheid. Dit is daar waar die priesters van God se geregtigheid moes getuig. Dit is immers vir die Here belangrik. Regspraak en geregtigheid was daarom vir die ou kerk ook belangrik. God beveel die koning in Jeremia 22 vers 3, doen reg en geregtigheid en red die beroofde uit die hand van die verdrukker en doen geen skade, geen geweld aan vreemdeling, wees en weduwee nie en vergiet geen onskuldige bloed in hierdie plek nie. Dit was veral in die ou kerk belangrik dat die koning oor God se volk moet straal van reg en geregtigheid. Hulle wat die Here aangestel het as vorste en heersers moes sy geregtigheid sigbaar maak en dit laat hoor. Maar nou hoor ons tragies uit die woorde van die prediker dat daar onreg te vind is in die plekke van gereg en geregtigheid. Konings, maghebbers, amptdraers doen telkens nie wat hulle moet nie. Onreg en bedrog tier welig in howe en paleise en regerings. Dit is ook daarom wat ons in Psalm 82 vers 2 die Here se vermaaning aan die owerhede gehoor het. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Om onregverdig en partydig te oordeel as jy in 'n bepaalde posisie aangestel is in die oë van die Here 'n gruwelike sonde. Dit is immers 'n wanvoorstelling van sy geregtigheid. My broer en suster, vir ons wat vandag in Suid-Afrika leef, hoef mens seker in 'n sin eintlik niks te vertel van onreg in die plek van die gereg nie. As dit kom by ons owerhede en ons howe, selfs ons polisiediens, dan hoor mens maar van die een skandaal na die ander. 'n Mens hoor inderdaad hoe daar partydig in die guns van goddeloses geoordeel word. Mens hoor inderdaad ook hoe weduwees, wese en armes as gevolg van onreg in die regering ly en verdruk word. Ons hoor ook hoe die geweld en die bloedvergieting, wat tans so algemeen in die land is, ook so half onder die mat ingevee word. Dit klink amper vir ons asof Salomo vir Suid-Afrika vooruitgesien het. Maar die prediker het egter goed geweet dat dit nie maar net van tyd tot tyd is wat daar onreg in die plekke van die gereg en van geregtigheid is nie. Dit is 'n tendens wat deur die eeue in howe en in owerhede sigbaar is. En die rede daarvoor is dat
die regters en die regeerders mense is. En aan mense kleef daar onreg, en daarom volg die onreg mense waar hulle ook al gaan en waar hulle ook al werk. En die onreg wat aan mense kleef, raak dan ook al gevaarliker hoe meer mag hulle het. Dit is hoekom selfs die regverdige konings in die ou kerk, soos Dawid byvoorbeeld, se sonde sulke geweldige verwoestende gevolge vir hulle onderdane gehad het. Hoe meer mag 'n mens het, hoe gevaarliker is die onreg wat aan hom kleef vir ander mense. Die prediker sien dus 'n tendens onder regeerders en regters. Daar is gewoonlik onreg aan hulle werk, want daar is altyd onreg aan hulle persoon. Nou is dit so, broer en suster, dat 'n owerheid wat die Here dien wel reg sal spreek so goed as hy kan. Maar owerhede, hoe goed en godvreesend hulle ook al mag wees, kan nie mense se harte verander nie, en hulle kan hulle self ook nie van sonde vrywaar nie. Daarom is onreg selfs sigbaar onder die beste van owerhede, selfs by die beste regters. Dis deel van die rede waarom Psalm 146 vers 3 wat ons ook gesing het, waarsku, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Daar is in die wêreld nogal 'n neiging om te dink dat onreg uitgewis kan word deur 'n verandering in die politieke bestel. Maar soos ons gehoor het, by die mensekind is daar geen heil te vind nie. Laat ons daarom nie ons hoop stel op politieke figure of verandering nie, maar op die Here. Sy oordeel is immers regverdig en by hom is daar geen onreg nie. Daarby kom die prediker ook uit, wanneer hy in vers 17 van ons skrifgedeelte sê, ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Die prediker het die onreg onder die son gesien en vir homself gepreek. Hy het sy troos gevind in die feit dat God al die onreg sal oordeel. Hy het eintlik gedink aan dit wat hy in die eerste 15 verse van ons skrifgedeelte gesê het, waarby ons verlede keer stil gestaan het. Soos wat God soewereine tyd beskik om gebore te word en 'n tyd om te sterf, beskik God ook 'n tyd waarin die onreg op die aarde geoordeel word. As ons dan nou dink aan die feit dat dit hier gaan oor die onreg in hoë plekke, dan is dit des te meer 'n rede om uit die feit van God se oordeel getroos te word. In die plekke van die gereg lyk dit maklik asof mense nie regtig verantwoordelik gehou word vir dit wat hulle doen nie. Maar oral in die hoogtes sit die Heer. Hy hou hulle verantwoordelik. Hy beskik ook tyd om hulle vir hulle boosheid te oordeel. Hy beskik tyd om die regverdige met heerlikheid te kroon en om die goddelose te straf. En daardie tyd is nie maar bloot die dag van Jesus se wederkoms nie. God oordeel mense in die tyd ook, soos die geskiedenis verloop. Wanneer hy tiranne tot 'n val bring, dan het hy geoordeel. Wanneer hy onregverdige regters tot 'n val bring, dan oordeel hy hulle vir hulle sondes. Die oordeel van die Here is reeds aktief, maar dit sal voltooi word op die dag van Jesus se wederkoms. Die Here beloon dan ook op sy tyd die regverdige. Maar ook dit sal voltooi word op die dag wat Christus kom om finaal te oordeel oor die lewendes en die dooies. Sien die prediker sien die onreg onder die son en dan kyk hy op na die troon van God toe. Terwyl aardse regters partydig oordeel en terwyl wêreldleiers onreg pleeg, regeer die Here steeds bo dit alles. En hy voer dit alles deur sy oortreffende oordeele na die groot eindpunt toe, die punt waarop die Here sy straf oor die onreg sal voltooi. God se oordeel troon uit bo al die valse en die partydige oordeele van die onregverdige regters op die aarde. Dit openbaar hy ook vir ons in die evangelie. Hy openbaar dit in Jesus Christus. As mens nou 'n
'n treffende voorbeeld van onreg in die plek van die gereg wil sien, dan moet ons bloot kyk na die Here Jesus se verhoor. In sy verhoor, broer en suster, het korrupte kerklike en wêreldse leiers eintlik maar saamgespan om hom onskuldig ter dood te veroordeel. Daar was beslis eerder boosheid as geregtigheid in daardie verhoor. Die Jode, die kerkleiers en die priesters het vir 'n aanklag gesoek waarvoor hulle vir Jesus ter dood kon veroordeel. Hoe skeef is dit? Hulle het die vonnis gehad nog voor hulle geweet het waarvoor hulle hom moet aankla. Hulle het die onreg en die sonde eerder lief gehad as vir hom. En daarom het hulle die sondelose lam van harte gehaat. Wat meer is, daardie kerklike regters, die fariseërs en die sadiseërs en die owerstes van die Jode het ook nog vir Jesus valslik by die wêreldlike hof beskuldig. Hulle het hom beskuldig daarvan dat hy een of ander politieke rebel is. Herodes en Pontius Pilatus kon ook werklik nie 'n klag wat die dood verdien teen hom kry nie. En uiteindelik het Pilatus hom ter dood veroordeel om die Jode tevrede te hou. Hy het hom tot 'n wrede, stadige dood veroordeel terwyl hy geweet het Jesus is onskuldig. Die verhoor van Christus is sekerlik die duidelikste voorbeeld van onreg in die plek van die gereg en boosheid in die plek van die geregtigheid. En tog was God se oordeel ver bo dit werksaam. Sonder dat God sy hande ooit met die sonde van mense vuil gemaak het, het hy daardie onreg van die fariseërs, van Herodes en Pilatus in diens van sy regverdige oordeel gebruik. En daar het hy toe die uur beskik om te oordeel. Hy het die uur beskik om aan die regverdige Jesus Christus die sondes van goddeloses te oordeel. Die dag van Jesus se kruisiging was inderdaad die dag van God se oordeel en gerig. Dit was inderdaad die dag van duisternis en donkerheid. Die Here het ook 'n tyd beskik vir sy kinders se sondes om geoordeel te word. Hy het 'n tyd gegee waarin elkeen wat glo se sondes ook gestraf moet word met die pyn en die smarte van die hel. En daardie tyd en daardie dag was die dag van Jesus se kruisiging. Bo die onregverdige oordeel van die wêreldse regters uit, het God in sy regverdige oordeel oor ons sondes vir ons ewige verlossing bewerk. Ons kan inderdaad saam met die kerk in Handelinge 4 vers 27 en 28 sê, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. God het in sy almag en in sy wysheid 'n onregverdige vonnis van bose mense gebruik om die sondeskuld van sy kinders uit te delg. Hoe heerlik is dit? Hoe troosvol is dit? Kyk net, wat kan die Almagtige doen met regsetels wat vol onreg is? Hy kan dit gebruik tot sy eer. Hy kan dit gebruik om sy kerk uit haar nood te verlos. En hy sal dit ook doen, broer en suster, wanneer die plekke van reg en geregtigheid die ergste besmet is met onreg, wanneer die anti-kris in sy volkome boosheid heers, sal Christus kom om te oordeel. En daardeur sal hy die verlossing van sy kerk voltooi. Hoog bo die onreg wat hier woel, staan God se heilige regterstoel. En daarom mag ons nie toelaat dat die onreg wat ons hier sien ons moedeloos maak nie. Selfs al lyk dit asof die onregswerkers daarmee wegkom. In Christus sal dit duidelik vir almal wees dat God regverdig oordeel. Dit sal uiteindelik duidelik wees. Ons hoor in Psalm 58 vers 11 immers, en die mense sal sê gewis, daar is vrug vir die regverdige, gewis, daar is 'n God wat op aarde oordeel. Laat ons
dit tog nooit vergeet nie. Laat ons uitsien na die dag wat Jesus kom om te oordeel. Ons moet nie daarvoor bang wees nie, broer en suster. Mens moet net daarvoor bang wees as jy nie regtig op Jesus alleen vertrou vir jou verlossing nie. Maar elke ware gelowige moet verlang en bid dat die oordeel van Christus tog gou moet kom. Daardie verlange werk die Heilige Gees in ons deur die beloftes van die evangelie. Laat ons dus te midde van die onreg van hierdie eeu vashou aan die belofte van God se regverdige oordeel. Maar nou kan ons dalk wonder, maar hoekom oordeel God nie alles sommer dadelik nie? Die prediker leer ons 'n waardevolle les om hierdie vraag te kan antwoord. Ons hoor van die les van God se oordeel. As God die boosheid kan en sal en wil oordeel, waarom gebeur dit nog nie? Hoor die prediker se woorde in vers 18 van ons skrifgedeelte. Ek het in my hart gesê, terwille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulle self vee is. Die prediker het gesien dat daar onreg is op plekke wat juis die onreg moet teewerk. Hy het ook gesien daar is telkens 'n tyd wanneer God die onreg oordeel. En onder die Here se voorsienigheid gaan dit so voort. En die prediker het agtergekom, die Here doen dit om mense te beproef. Hy wil hê dat hulle aan die hand van dit wat gebeur tot 'n bepaalde besef moet kom. Hulle moet insien dat hulle in hulle self vee is. Wat 'n geweldige ding om te moet besef, dat jy in jouself nie regtig iets veel meer is as die veediere nie, as skape, beeste en bokke nie. Die prediker motiveer hierdie stelling van hom in vers 19 en 20 van ons skrifgedeelte, want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere en hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander en hulle almal het dieselfde asem en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeefs, alles gaan na een plek toe, alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. Die groot motivering vir die prediker se stelling dat mense in hulle self vee is, het te maak met mens en dier se sigbare lewenslot. Hulle lewe het waarneembaar dieselfde uiteinde, dit eindig in die stof. Mense sterf en keer terug tot stof, diere sterf en keer terug tot stof. Daar is geen waarneembare verskil tussen die uiteinde van 'n mens en die uiteinde van 'n dier nie. Daar is nie 'n waarneembare voorkeur van 'n mens bo 'n dier nie. Vroeër het die prediker gesien dat daar nie 'n duidelike verskil aan die uiteinde tussen 'n wyse man en 'n dwaase man is nie, albei sterf. Maar nou sien die prediker dat daar selfs nie tussen mense en diere se uiteinde 'n duidelike verskil is nie. Daardie tiranne en daardie onregverdige regters sterf op die ou en soos gewone skape en beeste. Hulle en die diere is deur die te vergeefsheid, deur die nietigheid onderworpe aan verganklikheid. Mens sien geen verskil in hulle uiteinde nie. Dit sê die prediker ook by wyse van 'n retoriese vraag in vers 21. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe en dat die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde? Daar is nie 'n sigbare onderskeid te bespeer in die uiteinde van mense en diere nie. Dis nie asof 'n mens kan sien hoe die een se asem hemel toe opstyg en die ander een se asem aarde toe afdaal nie. Dit is wat die Here ons deur sy oordeele wil leer. Hy wil ons laat sien dat ons in onsself, dat ons sonder hom vee is. Dit is wat hy ons wil leer, deur ook tiranne en onregwerkers met die dood te oordeel. Ons moet maar terdee besef, broer en suster, vir elkeen wat buite Christus sterf, is die dood 'n oordeel. So waarom gebeur dit dat die Here onreg in die tyd toelaat en tye beskik om dit te oordeel? Om ons te leer dat selfs die magtigste en die sterkste mense in hulle self vee is. God spreek
inderdaad sterk is en magtig is aan wanneer hy in Psalm 82 vers 6 en 7 sê, ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste, nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. Die konings en owerstes word in die Bybel telkens gode en seuns van die Allerhoogste genoem, maar die Here waarsku hulle dat hulle sal sterf soos gewone mense. Die opkoms en val van bose tiranne leer ons dat mense in hulle self vee is. Nou kan ons ook wonder of die prediker dit nie dalk so 'n bietjie ver vat nie. Ons weet die evolusionisme maak nie regtig 'n onderskeid tussen mense en diere nie. Daarvolgens is die mens maar net 'n hoogs ontwikkelde soogdier. En ons weet mos die Bybel leer dat die mens anders as die dier in die beeld van God geskape is. En die prediker weet dit. Wanneer hy egter sê dat die lot van die mens en die lot van die veediere een is, dan praat hy egter van die mens onder die nietigheid. Die mens onder die vloek van die verganklikheid. Die mens soos hy in sy sonde vasgewikkel is op die ou, die vervloekte aarde. En die prediker praat verder van die werklikheid soos mense dit met die blote oog kan sien. Selfs al is die mens anders as 'n dier, maak die nietigheid mense in 'n groot mate soos die diere. Ten minste in hulle sigbare lewensuiteinde. Besef jy dit, broer en suster? Besef jy die implikasies van die nietigheid? Besef jy dit ten opsigte van die sterkes en die magtiges in die wêreld? Besef jy dit ten opsigte van jouself? God wil deur sy voorsienigheid, deur die feit dat hy onregswerkers ook tot 'n val bring, wil hy ons laat besef dat mense in hulle self soos vee is. Nou kan ons dalk wonder, maar hoe moet dit nou juis vir ons wat glo tot troos wees? Hoe moet ons daaruit bly wees? Nou broer en suster, die prediker se slotsom nadat hy hierdie woorde neerskryf is verbasend positief. Ons hoor in vers 22 van ons skrifgedeelte, so het ek dan gesien dat daar niks beter is as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel. Want wie sal hom daartoe bring dat hy kan sien wat na hom sal wees? Hoor wat moet die mens doen in die lig van onreg en dood? Hy moet bly wees in sy werk. Hy moet daardie blydskap as sy erfporsie uit die hand van die Here aanneem. Hy kan tog nie sien wat na hom sal wees nie, en daarom moet hy die beste maak van dit wat hy in die teenwoordige lewe het. Wat 'n eienaardige ding om te sê. Die mens kyk na die onreg in hoë plekke, hy moet insien dat mense in hulle self vee is, en dan moet hy bly wees in die werke van sy hande. Dit, broer en suster, is werklik iets wat mens net deur die geloof kan verstaan. In die lig van die onreg en die nietigheid bring die dood vir die gelowige 'n tipe rustigheid. Die onreg en die bose planne van magtige mense val immers vas teen die dood en die nietigheid. Die Here maak hulle planne deur die dood tot niet. En daar is ook 'n heerlike verborgenheid aan die Here se oordeel. Hy regeer so dat onreg tot niet gaan en geregtigheid uiteindelik bly. Hy regeer so dat duisternis moet plek maak vir die lig en dat nietigheid uiteindelik moet plek maak vir ewige heerlikheid. Deur die geloof weet ons dit. Daarom kan ons in die teenwoordige lewe met vreugde werk en arbei. Deur die geloof leer ons dat ons onsself nie so ernstig moet opvat nie, maar dat ons vir God ernstig moet opvat. Deur die geloof weet ons dat ons bestaan nie bloot eindig in die stof nie. Deur die geloof weet ons dit, want die onregverdige regters wat vir Christus veroordeel het, lê vandag dood in die stof. Hulle lê in die stof soos die skape en die beeste van daardie tyd. Maar Christus wat hulle veroordeel het, leef tot in alle ewigheid. En elkeen wat deur die geloof van hom deel het, sal leef, ook al sterf hy. Vra jou daarom af, geliefde gemeente, kan jy in die lig van die onreg en die nietigheid vreugde vind? Kan jy vertroosting vind uit die feit dat God boosheid oordeel en dat hy dit ook finaal sal oordeel? Ons kan deur die krag van die Heilige Gees alleen hierdie vreugde ken.
En ons kan deur die hoop op Christus alleen hierdie vreugde ken. En ons kan hierdie vreugde alleen ken as ons met verlange uitsien na die wederkoms en die eindoordeel van Christus. Laat ons daarom gehoor gee aan die belofte van Christus in Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Amen.